Baie hartlik welkom ook aan ons online kykers by die geleentheid vanoggend. Dis die 23ste November. Dis die 24ste Sondag in Koninkrykstyd. Ons het sopas as gemeente die majesteit van Jesus Christus die Koning ook besing op hierdie Sondag van Christus die Koning. Dis die afsluitingstyd van Koninkrykstyd. Ons maak ook ons reeks oor danksegging, dankbaarheid vanoggend klaar met 'n derde oordenking en ons kry ook so 'n voorsmaakie van Advent en dit wat vir ons in die volgende paar weke voorlê. So baie welkom by hierdie geleentheid vanoggend saam met ons. Mag die Here dan ook vir ons lei op 'n baie besondere manier. Vriende, ons gaan onder andere kyk na Kolossense hoofstuk 3. En ek sê nou reeds, ek gaan net 'n gedeelte daaruit lees, maar jy is baie welkom om Kolossense 3 vers 1 tot 17 te lees. Ek sê dit ook dat ek vanoggend uit die 2020 Afrikaanse vertaling lees, vir die eenvoudige rede dat die Afrikaans help net met 'n mooi beeld, wat ek en jy dalk net beter gaan verstaan. Kort gedagte uit Romeine 13 uit, en dan onthou julle 4 weke terug, het ons Psalm 150 gebruik om ons leer uit die psalmreeks af te sluit, maar as ons op hierdie dag van Christus die Koning leef, dan moet alles wat asem het die Here ook loof. So julle is baie welkom om dan saam met ons te lees. Ek gaan Kolossense 3 by vers 9 begin lees. Sê weer ek lees uit die 2020 vertaling. En ek weet ek is dalk kras om so te begin, maar dis nou hoe dit daar staan, so kom ons lees dit. Kolossense 3 vers 9. Moenie vir mekaar lieg nie. Aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het. Asseblief jy moet op die woord uittrek. Moet jy vir my fokus. Skryf hom neer. Want kyk wat sê hy. Hy sê moenie lieg nie, want jy het die ou mens en sy gewoontes uitgetrek en die nuwe mens aangetrek wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. So belangrik, jy het uitgetrek en jy het aangetrek. Dan vers 11. By die nuwe mens is daar nie onderskeiding soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skiteer, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. So belangrik, ou mens, nuwe mens, Christus is alles en in almal. Nou hoor ons uittrek, aantrek, hoor wat sê vers 12. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, met ander woorde nuwe mense is, beklee julle self, trek aan in 'n gemeenlewe, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Vers 13, verdra mekaar en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook mekaar vergewe. Weer 'n keer, maar beklee julle, trek aan, bo en behalwe al hierdie dinge, wat ons nou vooraf genoem het, met die liefde, wat die band is, wat alles volmaak saambind. Ek wil net hê ons moet teruggaan, so saambind staan daar bo. So die prentjie wat jy kry, is hierdie goed wat jy aantrek, en dan bo oor dit alles trek jy die liefde aan. So jy kan ons nou maar sê 'n onderrempie van sagmoedigheid en dan 'n blousie van vergewensgesindheid en dan 'n baadjie of 'n truitjie en 'n bo oor dit alles trek jy dan die liefde aan.
Dan sê vers 15, verder, laat die vrede van Christus in julle hart regeer. So nou is julle nuwe mense, julle het ander klere aan, julle het die liefde behoor aan. Nou sê hy, kom ons help mekaar net gou verstaan, dit gaan nie oor window dressing nie, want hoe sê ons baie keer, ek kan iemand pragtig aantrek, maar ek kom nêrens heen vat nie. So, dit help ons trek dit mooi aan nie, hier binne in ons harte moet die vrede regeer. So dit moet 'n ding van binne. So julle hoor al iets van dankbaarheid as 'n lewenswyse, as 'n styl wat hier uit my binneste kom. Ons sê, as lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep en wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Gaan verder leer van mekaar, vermaan mekaar in alle wysheid deur met dankbare harte, deur in styl. As dit gepraat oor aanbidding, Psalm 150, alles wat asem het met die Here loof. Met uiteindelik met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God sing, in die bekende vers, en wat julle ook al dien in woord en daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Alles wat julle doen, in woord en daad, so leefstyl, leefwyse, dankbaarheid, om daarna te kyk. So, ek wil tog net vinnig vir julle help, ook met Romeine 13, daar sê ek iets oor die beklee, oor die aantrek. En as ons in hierdie tyd is, en ek sal dit net nou vir julle 'n bietjie duideliker verduidelik, Augustinus het ons daarmee gehelp, is om te sê dat dis belangrik dat ons besef, waar staan ons ook in die lewe in terme van die tydlyn tussen die eerste en die tweede koms van Christus. Nou dit gaan ons met mekaar van volgende week af oor praat, as ons oor Advent praat. Maar nou skryf dieselfde Paulus in Romeine 13, ek lees weer uit die 2020 vertaling, vers 11. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Onthou julle, ons het gesing, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal skyn oor jou lewe. Dis waar dit vandaan kom, uit Romeine 11 uit, om te sê, word wakker uit die slaap. Dan vir ons, krities belangrik, vers 12, die nag het reeds ver gevorder, dit is amper dag. En as julle nou hoor, wat was die goed wat ons moes uittrek in Kolossense 3? Hier praat dieselfde Paulus, hulle haak hulle by mekaar, en hy sê dan, onthou, kom ons doen afstand van die praktyke van die duisternis, en trek die wapenrusting van die lig aan. So trek daai goed uit, trek die wapenrusting aan. En dis mos nou 'n bekende beeld in Romeine, waar hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan. En dan kom hy en hy gebruik 'n baie mooi Afrikaanse woord, as hy sê, kom ons leef betaamlik. Nou die Engels sou sê, fitting. Met ander woorde, jy kry mos nou geleenthede, wat ek baie keer sê, die klere wat jy aan het mag dalk joune wees, dis net nie jou size nie. So, trek betaamlik aan. As jy die koning gaan ontmoet, gaan jy na alle waarskynlikheid nie met 'n mini of met plakkies en 'n t-shirt en 'n PT-short gaan. Trek betaamlik. Kom ons leef betaamlik aan. Hoekom? Sê hy, soos in die dag. Dan sê hy belangrik, jy kan maar gaan lees, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Belangrik, beklee julle egter, weer die aantrek, beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. En dan hoor ek Paulus iewers waar hy op 'n stadium gesê het,
moenie julle vryheid misbruik om sonde te doen. Dis presies wat hy hier sê, beklee julle met Jesus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Kom ons gesels 'n bietjie met mekaar daaroor verder. Ek sê weer, ons sluit die dankbaarheidsreeks af. Ons praat oor Christus die koning en uiteindelik sê ons vir mekaar, ons is op pad na Advent, na die nuwe kerkjaar. En dis nie 3 afsonderlike momente nie. Dis nie 3 afsonderlike bewegings nie. Dis die fenomenale van die kerkjaar om vir mekaar te sê hoe hierdie goed lekker in mekaar inhaak en ons 'n vaste fundament gee waardeur 'n mens deur elke jaar kan beweeg. So dis uiteindelik as jy kyk na dankbaarheid, as jy kyk na Christus die koning, as jy praat oor Advent wat uitloop op Kersfees, wat uitloop op Epifanie, wat uiteindelik ons terugvat na Aswoensdag toe, na Lydenstyd toe, na Groot Lydensweek toe, na Goeie Vrydag toe, na Paasondag toe, dan loop hy deur na Hemelvaart. Ons gaan net nou 'n lied sing wat ons eintlik tradisioneel by Hemelvaart sing. Maar baie belangrik is om te sê, kom ons sien net hierdie as een beweging van God se genade. Ek en jy is deel van God se genadige beweging in hierdie wêreld. En daarom is dit verskriklik belangrik as ons na Paulus kyk. Dan sê hy vir ons, as jy met dankbaarheid wil lewe, is dit niks anderster as 'n leefwyse nie. Dis 'n lewenstyl. En daarom help hy ons baie prakties. Party ou sê, as jy Kolossense 3 lees, dis die Christen se klerekas. Paulus help hier en hy sê vir ons, wow, spring clean. Daar's 'n klomp klere wat nie in julle kas hoort nie, gooi uit. Daar's 'n paar klere wat julle in julle kas nodig het. Maak plek daarvoor deur die ou goed van ontslae te raak, sodat jy die nuwe kledingstukke in jou kas kan hang. So wat sê Paulus? Hy sê klere, en hy sê baie maklik, trek uit en trek aan. En dit is nie net poëtiese taal alleen nie. Hierdie aantrek, uittrek situasie is 'n stuk dissipline, dis 'n stuk lewenspraktyk, dis 'n manier van lewe. Wat sê hy moet ons uittrek? Die ou mens. En dan sê hy dis ongeduld en woede en bitterheid en leuns. Dan sê hy, wat trek ons aan? Ons trek aan as nuwe mense, sagmoedigheid, deernis, geduld, vergifnis. En oor dit alles, sê hy, beklee julle met liefde. So, as ons by dankbaarheid kom, sê ons vir mekaar, ons moet dalk net seker maak dat ons klerekas in die eerste plek uitgesorteer en reggepak is en dat dit deel is van 'n leefstyl. Jy leef mos nie, waar is dit nou, met die rugby adverteer hulle, daai een ou wat sê hy dra nou dieselfde paar sokkies van 2019 se World Cup af. Spyt hulle soeke spray. Die ander een wat die eentjie moet soen en dan aan die een wat sê sy braai is dit 7-2 en hy sê nee, bomb squats net 8. So belangrik. Kom sê net vir mekaar daaroor. Regte klerekas. Om die styl te kan hê. Nou kom ons kom dan terug bietjie na mode toe. En ek het nou besluit, ek gaan nie sê mans of vrouens nie, maar ek gaan net sê, elke mens het bepaalde basiese goed in jou klerekas nodig. Sodat jy stylvol kan lewe. Natuurlik het ons almal daardie spesiale kledingstuk, of 2 of 3, of 4, wat in ons kas is. Party goed sal jy ons Saterdagoggende inkry, maar andersins kry jy my baie netjies. So belangrik, as ons praat oor dankbaarheid as 'n leefstyl, dan praat ons trek uit en ons trek aan.
en ons leef op 'n bepaalde maniere. Nou as julle onthou, ons het dit verlede week vir mekaar gesê, Koenie Burger het ons gehelp, en hierdie woord wat hy hier gebruik, is dieselfde tipe ding, dis weer daardie keuse werkwoord. Met ander woorde, om dankbaarheid as leefstyl te hê, is 'n keuse. Dit kom nie van self nie, jy kies dit nie, jy moet dit inoefen. Dis net so goed soos jy wil 'n bepaalde baadjie hê, jy kan oor hom droom, jy kan oor hom droel, jy kan maak wat jy wil, as jy daai baadjie nie fisies gaan koop nie, as hy nie in jou kas hang nie, kan jy hom nie uithaal nie, jy kan hom nie aantrek nie, en jy gaan nie komplimente kry oor 'n mooi baadjie wat in een of ander klerewinkel se vertoonvenster hang nie. So krities belangrik, dankbaarheid, keuse, kom nie van self nie, ingeoefen in die teenwoordigheid van Christus. So ons sê vir mekaar, leefstyl begin by reg aantrek. In hierdie situasie is Christus die koning. Dis die hartklop van die lewe. So Christus gaan in jou lewe kom as jy hom toelaat, as die koning van jou lewe en sê, my goeie vriend, vriendin, my geliefde seun, my geliefde dogter, dis tyd dat ons 'n paar goedjies uittrek, never mind uittrek en in die hoek op 'n hoop gooi, raak daarvan ontslae, want dit pas nie meer by jou nie. Dit hoort nie meer in jou klerekas nie. So as ons praat oor dankbaarheid as 'n leefstyl, dan gaan dit oor Christus die koning wat die hartklop is van hierdie nuwe lewenstyl. En sy koningskap het ons mos nou oor 'n tyd al geleer, dis anders as enige ander konings. En hy regeer nie met mag nie, hy regeer met genade. Dis nie met geweld nie, dis met selfopofferende liefde. Dis nie van bo af nie, dis onder ons kom woon, tussen ons wees, medelee met ons hê, saam met ons gaan. So hy's Christus, die koning, wat uiteindelik die donker kom breek het. Hy's Christus die koning, omdat hy die lig gebring het. Hy's Christus die koning, omdat hy stadig maar seker deur die werking van die Heilige Gees besig is om die wêreld nuut te maak. En daarom is sy koningskap nie gedurende militêre triomfantelike optogte nie, maar dis 'n getrouheid, 'n voortdurende teenwoordigheid waarbinne ek en jy kan leef. So nou hoor jy nou al, leefstyl Christus maak daai leefstyl moontlik. En daarom is ons vandag, as ons vir mekaar sê, is ons by 'n spulpunt. Ons is by 'n draaipunt moment wat Romeine 13 ons mee gehelp het om te sê, die dag is naby. Paulus sê dit, die nag is byna verby, dis amper dag. Hier begin ek advent hoor wat fluister. En uiteindelik sê, nie kers nie, maar die eerste strale van die dag breek. So as Paulus sê, beklee julle met Christus Jesus, dan sê hy, trek die lig aan. Want wat sê hy? Julle is die lig vir die wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Dan sing ons, this little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Dis waarvoor ons geroep word. Beklee met Christus Jesus is niks anders as om die lig aan te trek nie. En dankbaarheid laat jou die lig sien. Dit maak jou oë oop vir hoop. En daarmee help Augustinus Kerkvader ons met 'n baie belangrike beginsel om te snap. In hierdie tyd tussen die eerste en die tweede koms van Christus Jesus.
Teologiese terme praat ons daaroor van die alreeds en die nog nie. Wat sê dit vir ons? Hy sê ons leef tussen die koms wat ons nuut maak en die koms wat ons heeltemal nuut maak. Wat is die alreeds? Dit wat ons nou weer gaan vier. Christus het gekom. Christus het mens geword. In ons woonbuurt kom intrek. Die nog nie, Christus kom weer. En dis waar ons leef. En as 'n mens nou hier net so bietjie tussen hierdie alreeds en nog nie wil sê, en jy tyd en jy's lus daarvoor jy bietjie op tyd, gaan lees Romeine 8. Want Romeine 8 kom hier in en dan sê hy, in hierdie situasie, in hierdie alreeds en nog nie, in hierdie tussentyd, sug die mense, sug die natuur, en as jy daar by vers 27 kom, dan sê hy vir ons, wanneer ek en jy nie weet wat en hoe om te bid nie, dan pleit die Gees vir ons met versigtinge by die Vader. So die gelowige sug, die skeppingssug, die Geessug. En wat sê ons mekaar? Die wêreld is in baringsnood. Die wêreld is in kraampyn. En hier's baie mammas. Kraampyne is verskriklik seer, sê julle, maar okay. Maar krities belangrik. Dis die pyn wat nuwe lewe vooraf gaan. Dis verskriklik seer, ek dink hulle oordramatiseer dit op die TV. Maar die eerste keer wat jy daai pyn weer gehad het, daai bonneltjie in jou hande vashou, dan sê ek wil dit nooit weer doen nie, maar die mense verstaan nie. Hulle gaan tweede keer, derde keer, vierde keer, maar enkels. Daai pyn. En dis waar dis die tussentyd. Dis hierdie wagtyd waarin ons is. Dis die sugtyd waarin ons is. Is die pyn van die wederkoms van die nuwe geboorte, wanneer Christus alles en in almal sal wees. So dis waar ons vandag sit. Alreeds nog nie is die hele hart van Advent, maar begin vandag. Dankbaarheid leef gemaklik in hierdie spanning tussen Christus wat gekom het en nog nie gekom het nie, van wat hy reeds gedoen het en van wat hy nog gaan doen. En dis hoekom Psalm 150 my en jou vandag help is om uiteindelik te sê, alles wat asem het met die Here loof. Johan Silje het ook 'n boekie geskryf oor die sug van Romeine 8. Hy sê, wie sug kan sing? Psalm 150, alles wat asem het met die Here loof. So, dankbaarheid word lof. Lof word lewe. Lewe word aanbidding. Aanbidding word oorgawe. So eindig ons vandag reeds oor dankbaarheid, maar ons begin 'n nuwe lewe. Ons maak gereed vir 'n nuwe jaar van lig en hoop en vrede en vreugde en liefde. So dankbaarheid maak my hart oop. Dankbaarheid maak my hande oop, sodat dankbaarheid 'n leefstyl word. En as daar 'n oop hart is, dan is daardie hart ook oop vir hoop. En hoop maak plek vir Christus. So ek nooi jou om volgende week saam met ons te begin met ons adventskers. Ons eerste kers aansteek, die kers van hoop.
Maar ons hoef nie te wag om 'n kers van hoop aan te steek, om vandag hier uit te loop, en met hoop te gaan leef nie. Ek en jy kan hier uitstap, en lig gaan wees, en in die lig gaan leef, want daai lig het al begin beweeg, met Christus se eerste koms. Toe die ster van Bethlehem gehang het, gewys het hier is die koning, en daardie koning die lig kom na die wêreld, en Jesus Christus ons Heer, uit liefde vir die mensdom, daal hy as diensknegt neer. So kom ek gee vir jou tyd, die rustig bietjie stil word, en ek vir jouself sê, hoe wil die Here jou help om te lewe met 'n leefstyl en 'n leefwyse van dankbaarheid. Here, U is koning, laat U lig ook in ons lewe regeer. En ons bid dit vandag vir mense wat ons ken. Daar waar iemand in die donkerte van 'n siekbed of 'n hospitaalkamer lê, mag U as koning se lig ook daar skyn. Daar waar mense swak is, daar waar mense alleen is, randfigure uitgestoot is, mag hulle die koning ontmoet in die lig wat sy seuns en dogters in die wêreld laat skyn. Here, mag U lig skyn in ons gesinne, in ons huwelike, in ons kinders se lewe. Mag Suid-Afrika opnuut besef, U is koning. Laat U lig ook hierdie suidpunt van Afrika regeer. Mag dit 'n baken van hoop wees, 'n baken van vrede en vir geregtigheid. In 'n land waar ons baie keer magteloos is, as dit kom by korrupsie en misdaad en werkloosheid en armoede. En U vra vir ons, dra my lig in daardie situasies in. So help ons ook om in hierdie tyd ons harte voor te berei, soos wat ons ook in die lied sing, skenk ons in hierdie dae 'n ware Christusfees. Gee ons ook ontvanklike harte vir hierdie volgende 4 weke, as ons met verwagting ook voorberei vir U menswording, maar ten diepste ook voorberei vir U wederkoms. Mag ons leef met hoop
en vreugde en liefde en vrede, want die koning het gekom. Amen. Geliefdes, as ons by Koninkryksnuus kom, net die volgende, jy sou vanoggend al 'n dagstukkie gekry het om jou te help om te kan lees, vandag ook oor dit wat ons hanteer het in die erediens, maar van môreoggend af werk ons vir die volgende 7 dae tot volgende Sondag, so 'n bietjie deur Kolossense 3, so 1 of 2 dae dink ek Romeine 13, en dan kom ons ook by Psalm 150 in, so dieselfde ritme gaan ons uiteindelik gebruik, wat jy 'n kort stukkie kry om te lees, ietsie om na te dink, kort gebed, en dan 'n stukkie bemoediging vir jou lewe. So kom oefen saam met ons elke dag dit in, en onthou maar net jou nommer moet op my nommer moet op jou foon gesy wees, sodat jy die broadcast kan ontvang. So ons sien uit daarna om saam met julle dan volgende week of in hierdie week lekker te oefen. Belangrik, ons Kersangdiens het ek om klaar gevat, ek moet enetjie teruggaan, ontjie. Ons nog goed terug. Onthou volgende Sondag Kersangdiens, 9 uur. Jy is welkom om saam met ons te kom kuier, die Here te kom aanbid. Dan is dit ook ons danksegingsfees, wat terselfdertyd, soos ek sê, is. Hier is nog breinkoevertjies beskikbaar volgende Sondag, indien jy elektronies het wil oorbetaal, kan jy maar net sê danksegingsfees. Baie dankie vir die reaksie wat ons reeds het en vir die ondersteuning. Dan om net weer om te bevestig, die selfoonboodskapdiens 083-654-0806. Maak gebruik daarvan en dan kan ons met mekaar kommunikeer. Baie dankie, geseënde week vir almal en voorspoed, en ons sien mekaar dan weer volgende Sondag. Totsiens.